Genoeg is mos genoeg. Daar's 'n stem wat so dikwels in ons fluister, net nog 'n bietjie meer. Net nog 'n bietjie meer geld, 'n bietjie meer status, 'n bietjie meer sekuriteit, 'n bietjie meer vakansies, meer vriende, dan sal ek uiteindelik rustig wees. Maar die ironie van ons is, ons skuif die doelpaal of die genoegheidslyn elke keer wanneer ons dit bereik. Die Nobelpryswenner Daniel Kahneman en sy kollega Angus Deaton het hierdie patroon in harde syfers vasgevang. Hulle het meer as 450.000 Amerikaners se daaglikse emosionele welsyn ontleed en gevind dat hulle gemoed of geluksgevoel wel toeneem soos inkomste styg, maar net tot 'n bepaalde vlak. En ironies, daarna maak bykomende geld geen noemenswaardige verskil nie. Hulle voel dieselfde gelukkig as hulle dan meer het. Meer geld los die pyn van skaarste op, maar dit koop nie vreugde bo daardie punt nie. Interessant het later in navorsing getoon, dit hang af hoe 'n mens voor die tyd voel. Vir die wat reeds sukkel om gelukkig te wees, help meer geld om die pyn te verlig, maar net tot op 'n punt. Daarna bly jou ongelukkigheid eintlik dieselfde. En vir die wat reeds tevrede is, styg welsyn net effens, maar nie onbeperk nie. Nou Spreuke 15:16 sê reeds, liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Want rykdom bring nie outomaties rus nie, en dikwels bring dit in baie gevalle net groter bekommernis. Maar min hê terwyl jy die Here dien, dra 'n ander soort vrede. Die een wat nie afhanklik is van finansiële syfers op 'n bankstaat nie, maar van aan wie jy behoort. Dis nie 'n oproep om nie vooruit te gaan nie, of sukses na te streef nie, maar dis 'n uitnodiging om jou hart te anker in waardering, eerder as in aanhoudende gejaag. Dankbaarheid is nie 'n plafon op jou drome nie, dis eerder die vlak waarop jy rustig kan staan, ongeag hoeveel jy nog kry. So wat is jou genoeg? Het jy nie dalk reeds genoeg om voor dankbaar te wees nie? Natuurlik mag jy streef, maar genoeg is ook genoeg om gelukkig te wees. Leef geïnspireerd.